Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ek staan hier in die kerksaal. Dis donderdag aand, die aand voor ons dankfees bazaar. Die plek lyk feestelik. Kyk net hoeveel gawes het ons mense gebring. Goed wat hulle gemaak het, baie daarvan, goed wat hulle met liefde en uit dankbaarheid teenoor die Here hierheen gebring het. In môre en Saterdag hoop ek gaan ons 'n feestelike dankfees bazaar hou hier. Ek wil graag oor dankbaarheid praat. Ek wil sommer begin en vir ons Psalm 100 lees. Die opskrif 'n dankpsalm. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Ons sê ons bazaar is 'n dankie sê geleentheid. Hoe sê mens dankie? En waarvoor sê jy dankie? Ouers leer hulle kinders met reg om dankie te sê as iemand vir hulle iets gedoen het of gegee het. Want dankie sê kom nie van self nie. 'n Mens moet eintlik self daaraan dink dat jy 'n rede het om dankie te sê en dit dan ook doen. Die Bybel noem 'n hele klomp redes vir dankie sê. Hier in Psalm 100 het ek nou klaar gelees wat hy sê, hy het ons gemaak en ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. En daarvoor sê ons dankie. Dis die diep wese van ons dankbaarheid, dat die Here in sy groot genade na ons uitgereik het, ons gered het. En 1 Korintiërs 1 sê dit met soveel woorde. Vers 4, ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. Dankie Here dat u my nie gelos het nie, maar dat u met 'n groot glimlag en uitgestrekte hande, u hande na my uitgestrek het en my gered het. Waarvoor is ons nog dankbaar? Ons is dankbaar vir die Here se alledaagse voorsiening. Dit het die afgelope week baie gereën. Ons is jammer oor die vloedskade, maar ons weet die reën is vir ons omgewing so baie werd. En in Deuteronomium 8 is 'n mooi stuk wat praat van God se voorsiening en waarvoor ons moet dankbaar wees. Hy sê vers 10, telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank. Ons sê dit so maklik, vir kos en klere en 'n dak oor ons koppe, as dit so koud is en is nat, en as mense wat honger is, en ons is versorg, ons is geseën, sê ons vir die Here dankie daarvoor. Wat hiermee saamhang, is as ons in die posisie is, om iets vir iemand anders te doen, om te help, om op 'n manier nood te verlig. En daar's weer 'n baie mooi gedeelte, in 2 Korintiërs 9, dit gaan oor die hulpverlening van die gelowiges aan die arme mense in Jerusalem. En dan staan hier, deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. As ons in die posisie is om te kan help, sê ons daarvoor dankie. En as ons ander mense help, dan sê hulle vir God dankie daarvoor. Daar's baie meer waarvoor ons die Here kan dank. Almal van ons het duidelike herinneringe aan tye toe ons in 'n krisis was, in diep nood was, wat ons gesoebat het en na die Here geroep het en wat hy ons gebed verhoor het. Hoe sê jy dankie? Jy sê dankie heel eerste met jou hart en met jou woorde.
Jy sê vir die Here uit jou hart uit dankie. Jy sê ook dankie met jou gawes. Ons het gelees in 2 Korintiërs 8, 2 Korintiërs 9 van om te help, om iets te hê, om te gee. Ons sê met ons gawes sê ons dankie. Ons sê ook dankie met ons tyd, met ons hande, soos die mense wat die goed gebak het en gemaak het, hier waar ek staan. Met ons geld sê ons dankie om 'n dankoffer aan die Here te bring, maar die kern is ons harte. Dat ons met ons harte vir die Here dankie sê. Kom ons bid. Here Jesus, by alles wat ook verkeerd is in die wêreld en in ons land en in ons eie lewens, weet ons as ons stop en stil staan en dink, moet ons vir U dankie sê. Dankie dat U ons gered het. Dankie vir die gawes wat ons uit U hande uit ontvang. Dankie vir die mense wat in ons lewens is, saam met wie ons in ons gesinne 'n pad kan loop, of as gelowiges met medegelowiges 'n pad kan loop. Ons loof en prys U groot naam, omdat U so goed is vir ons. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.